Die Eufraat rivier en die boek Openbaring deel 105. Ek is professor Hans Redinghuis van die eerste gemeente van Jaffa in Suid-Afrika, Pretoria, Montana. Sal dit gebeur dat jy enig van my boeke nodig het? Boek wat baie belangrik is, hierso is die 2 sleutels tot die boek van Openbaring. Daar's duisende van hulle uithaal. So, ek wil tog sê, as jy 'n nuwe kyker is, kry die 2 sleutels tot die boek van Openbaring. 25 jaar van my lewe net in navorsing, nie skryf nie, net navorsing. Kontak my by ons WhatsApp nommer, of as jy 'n vraag het, of as jy iets wil deel, moet net nie vir my boodskappe stuur, video's van ander ouens wat ek moet kyk nie. Ek het nie die tyd daarvoor nie. Ek wil weet, jy kyk kortliks, kyk daarna, gee my kort opsomming, doen ek met groot graagte vir u kommentaar. WhatsApp nommer 0722 367-124. Webtuiste nommer, baie belangrik, is nie www nie, https://jaffa.co.za. As dit die eerste keer is dat u na die reeks kyk, u is verskriklik welkom. Ek wil amper sê jare se inligting gemis. Gaan na deel 1 begin voor en dan gaan jy aan. En dan het jy natuurlik die 2 sleutels boek nodig. Want dan kan jy volg in die handboek. Jy moet inteken, dis baie belangrik, deel ook die inligting met die vriende en familie en vertel vir ander. Pen en papier is uiters noodsaaklik. Is net nodig om te sê, ons vereenselwig ons nie met die volgende inligting nie. Enige messiaanse groepe, die Israel Visie groepe, die Hebrew Roots Movement, die Sacred Name Movement, die Ja-beweging, die 7de dag Adventiste, die Jehovah Witness, ons behoort aan geen kerk of denominasie nie. Ons is net 'n Bybelstudiegroep. Nou iemand nou die dag as jy is 'n sekte. Ek weet nie wat van sekte nie. Ons is 'n Bybelstudiegroep. Elkeen studeer in sy eie tyd wanneer hulle wil. Jy het nie 'n lidmaatskapnommer of enigiets nie. Jou naam moet net in die boek van die lewe geskryf wees. Dis al. Jy is verskriklik welkom. Ons gaan aan by Openbaring hoofstuk 20 vers 10. Openbaring hoofstuk 20 vers 10. Die 1000 jaar, die Satan was eintlik die Satan 1000 jaar gebind en ons gaan verder. Ons gaan kyk na 2 Petrus 3 vers 10. 2 Petrus 3 vers 10. Nou moet jy mooi luister. Maar die dag van Jaffa sal kom soos 'n dief in die nag vir Israel. Nou snaaks dat dit nou so uitgewerk het, dat die boek Henog, ek nou net gisteraan van die boek Henog gepraat het, en hier is ons nou alweer, dis maar hoe dit uitgewerk het. Maar die dag van Jaffa sal kom soos 'n dief in die nag vir Israel, waarin die hemele met die gedruis, wat? Nadat die hemele met die gedruis, wanneer Jaffa kom vir sy bruid, is daar 'n gedruis. Dit is 'n verrassingswederkoms vir die bruid. Hulle ken die tyd, maar vir die wêreld gaan dit 'n verrassing wees. By die einde van Openbaring 3 vers 22. Maar die dag van Jaffa sal kom soos dief in die nag vir Israel, waarin die hemele met gedruis, naamlik die atoomvuurpyle en vegvliegtuie, sal verbygaan, en die elemente, naamlik die mense en die diere op die aarde, sal brand en vergaan. Nou is my eenvoudige vraag. As die aarde totaal en al gaan verbrand, het volgens 2 Petrus 3 vers 10, waarop gaan die 1000 jaar aardse vrederyk na die slag van Armageddon dan nou plaasvind? Want daar bestaan nie meer 'n aarde nie. Dit is mos maar maklik om te verstaan. 'n Kind kan dit verstaan. Kom ons vat hierdie skrifgedeelte, of kom ons sê hierdie onskriftuurlike dogmatiek en sienswyse, dat die 1000 jaar vrede op hierdie bestaande aarde gaan plaasvind, na die slag van Armageddon, wat natuurlik nie moontlik is nie, nog een stap verder. Die slag van Armageddon is die laaste oorlog volgens die woord van Jaffa, of is daar nog weer 'n oorlog wat na die slag van Armageddon gaan plaasvind? Wat sê jy? Ja, volgens die woord van Jaffa
is die slag van Armageddon die laaste en finale oorlog wat op hierdie aarde gaan plaasvind. Dan die boodskap kom, hy sê, nee, na die slag van Armageddon is nog 'n ander oorlog. Typies NAR, né? Kom ons veronderstel die woord van Jahwe het gelieg. En die aarde het nie heeltemal verbrand tydens die slag van Armageddon nie. En die 1000 jaar millennium op aardse vrederyk breek aan soos wat sekere kerke glo. En hier word nou vir die volgende 1000 jaar sondelose kinders gebore volgens Jesaja 65 vers 20. Nou sê die woord van Jahwe uitdrukliks volgens Openbaring 20 vers 3 dat die Satan weer vir 'n kort tydjie ontbind of losgelaat word. Nou is my vraag, hoekom moet die Satan losgelaat word as hy een keer gebind is? Om wat te doen? Die aarde het reeds vergaan met die slag van Armageddon. Die slag van Armageddon het reeds plaasgevind. Die 1000 jaar aardse vrederyk is volëindig. En nou as die 1000 jaar volëindig is, nou moet die Satan losgelaat word. Nou is my volgende vraag. Hoe kom hierdie aarde waarop die 1000 jaar aardse vrederyk plaasgevind het, dan nou tot sy einde? Die stukkie wat nou nie in die slag van Armageddon verbrand het en verwoes is nie, waar die 1000 jaar vrederyk nou opgeplaas vind volgens die kerke. Want ons het reeds saamgestem dat die slag van Armageddon voor die 1000 jaar vrederyk moet plaasvind. Die slag van Armageddon kan nie na die 1000 jaar vrederyk plaasvind nie. Sê vir my, hoe kom hierdie aarde nou na die 1000 jaar vrederyk tot sy einde? En waar staan dit in die woord van Jahwe? Want die nuwe Jerusalem, Openbaring 21, kan nie op hierdie bestaande aarde, hierdie sondige aarde neerdaal nie. Die woord word klaar. Daar sal 'n nuwe hemel en 'n nuwe aarde wees. 'n Nuwe hemel en 'n nuwe aarde. Nie hierdie aarde. Hierdie aarde gaan oorstroom word. Daar bo waar die waters bymekaar kom, daar gaan 'n nuwe aarde wees. Nie hier nie. Die plek is besoedel. Hoekom? Want dit is die terrein van Satan. Kom maak ek nou verder bietjie de mekaar. By Openbaring 3 vers 22, dis aan die einde van die gemeente van Laodicense op die genade tydperk. By Openbaring 3:22 word die bruid van Jahwe in die hemel opgeryk tydens sy wederkoms, soos die parousia, jy weet dit. Nou breek die groot verdrukking aan, met ander woorde, die verbond was gesluit vir 7 jaar, na 1230 dae is die verbond gebreek. Hier vind die wederkoms plaas, die bruid gaan hemel toe. Nou het ons Daniël 12 vers 11, 1290 dae, plus 1335 dae, 2625 dae. En ek gee jou 7 jaar en 105 dae, as jy die Hebreëse kalender gebruik, van 30 dae 'n maand, en is 360 dae in 'n jaar. Nou, hier waar die wederkoms plaasgevind het, bruid is weg, parousia. Nou breek die groot verdrukking vir 7 jaar en 105 dae aan. Tydens hierdie tydperk het die woord van Jahwe vir ons geleer, sal niemand koop of verkoop, behalwe hulle wie die merk of die mikroskyfie inplanting op hulle regterhand het nie. Die siele onder die altaar van Jahwe, Openbaring 6 vers 9, wag om vir hierdie 1000 jaar in die hemel, nie op die aarde nie, in die hemel saam met Jahwe te regeer. My volgende vraag is nou, as die 1000 jaar vredetyd dan werklik 'n tydperk van 'n 1000 jaar op hierdie aarde sal wees, wat het met al die ongoddelike mense gebeur? Julle sê ons nou die stuk, of die ouens sê, dat 'n stuk van die aarde oorgebly na die slag van die Armageddon. Wat het met die ongoddelike mense daar gebeur? Hulle wat die merk van die anti-kris ontvang het. Is dit hulle, naamlik die anti-christiese mensdom, wie nou die eerste geslag heilige, sonderlose kinders gaan voortbring?
Dink nou mooi. Ons gesien aan Jesaja 65, hy sê, daar gaan kinders vir sondelose kinders gebore word. Waarheen verdwyn hierdie ongoddelike gemerkte mense, die wat in die groot verdrukking is? As die 1000 jaar daar plaasvind, daarna, waarheen verdwyn die ongoddelike mense? Maak dit vir die sin? Verseker nie. Na die 1000 jaar wat die Satan gebind is, nou ons verstaan, wederkoms, die parousia, 1290 dae, 1335 dae, 2625 dae, ek skryf dit my hande hierdie kant toe, wederkoms Armageddon. Hierdie is opgedeel in 3 gedeeltes, 1260 dae, 3,5 jaar, 42 maande, dan het jy 105 dae, dis die 1000 jaar vrederyk, wat die duiwel gebind gaan wees, wat die mense op die aarde dit nie eers gaan weet nie. Weet jy hoekom? Want hulle is al meer as hulle is reeds vir 3 jaar gemerk wat hulle koop en verkoop. Hulle kan nie koop sonder die merk nie. Nou is die 1000 jaar wat die duiwel in die put gegooi is, dan word hy losgelaat. So ons het nou 3,5 jaar, die 1000 jaar, dis nou die aardse vrederyk, wat julle ouens preek ons. Nou word die duiwel losgelaat, na die 1000 jaar aardse vrederyk. Om wat te doen? Hierdie 1000 jaar, was daar nou net heilige kinders gebore. Daar is nie een sondige kind gebore. Jy sien, as die reël word 'n kind nie as 'n sondige kind gebore nie. Hy word in sonde gebore, hy word nie met sonde gebore nie. In 'n sondige toestand. Maar nou hierdie is nou 'n heilige toestand, die 1000 jaar vir die godsdienstiges. Kyk nou mooi, 3,5 jaar van groot verdrukking. Nou word die duiwel gebind vir 1000 jaar, die 105 dae. Nou gaan hy losgelaat word. Om wat te doen? Om die Gog en die Magog bymekaar te maak. Of die Gog van Magog. Waar kom hulle vandaan? Was hulle in 'n boks gewees iewerste wat hulle nou oopgemaak word en nou speel hulle saam? Want hier was 1000 jaar net heilige kinders gebore, Jesaja 65. Verstaan jy wat ek van praat? Logika. Nou word die duiwel losgelaat. Om die Gog van Magog bymekaar te maak. Vir die slag van Armageddon. Maar die ouens sê die slag van Armageddon het hier gebeur. En toe is daar 1000 jaar vrederyk. Nee, die Bybel sê dit nie. Hy gee vir ons die tyd vir die bruid. Daniël 12 vers 11, Daniël 12 vers 12. Groot verdrukkingstydperk, 1290 dae, plus 1335 dae, 2625 dae. Het word opgebreek in 3 tydperke. Die eerste 3,5 jaar, 1260 dae, die mense is gemerk op die aarde. Die 1000 jaar vrederyk, hulle is nog steeds gemerk op die aarde. Hulle weet dit net nie dat daar vrede is nie, want hulle hoer en remoer nog al die tyd. En dan word die duiwel losgelaat vir die volgende 3 jaar, 1260 dae, om die Gog van Magog bymekaar te maak vir die slag van Armageddon. Dis hoe eenvoudig die woord is. As jy hom kan lees sonder enige godsdienstige dogmatiek. Alright. Waar kom hierdie ongoddelike geslagte nou weer skielik vandaan? Want hier was nou 1000 jaar, volgens die godsdienstiges in die kerke, was hier nou 1000 jaar vrederyk. Nou moet die duiwel losgelaat word, om wat te doen? Hoekom sal Java 1000 jaar vrederyk op die aarde hê, en nou skielik moet daar weer oorlog wees, en ongoddelike mense te wees? Die Gog en die Gog, die kerk sê die Gog en die Magog, die Gog van Magog. Waar kom die ongoddelike mense skielik vandaan? Kom ons vat dit saam. Eers is al die ongoddelike mense gemerk. Hy sê eers is al die ongoddelike gemerk en ontvang hulle die wraak van Java tydens die groot verdrukking. Hier is die groot verdrukking. Dan skielik verdwyn hulle soos mis. Hulle is weg. En skielik verskyn heilige kinders vir 1000 jaar op die aarde. Daarna word die Satan weer losgelaat vir 1000 jaar. En skielik verdwyn die geslagte heilige sondelose kinders. Hulle is ook weg.
Skielik is almal op die aarde weer deur die Antichrist gemerk. Waar was die mense vir die 1000 jaar gewees? Dis my vraag. Waar het die ongoddelike mense weggekruip? Nou is almal op die aarde weer ongoddelike mense, want die heilige 1000 jaar is nou verby. Want die Satan versamel nou almal vir die slag van Armageddon. Ek is verseker, is nou so de mekaar, soos 'n verkleersmannetjie op 'n smartie box. Want dis wat die kerk gedoen het al die tyd. Protestantisme, die Katolieke het dit ingevoer. Hierdie hele 1000 jaar teologie is deel van die Rooms-Katolieke Babyloniese hoermoeder se dogmatiek en ten doel om die mensdom se fokus van die ewige lewe in die hemel weg te neem. En die gedagtes te stel op 'n nuwe lewe op hierdie aarde. Hier is nie 'n nuwe lewe op hierdie aarde nie. Die plek gaan verbrand. As hierdie bestaande aarde dan die hemel is, dan wil ek, Prof. Hannes, daaraan geen deel hê nie. Ja, die Jehovah's getuies en die ouens sal glo hulle gaan hier bly. Ek wil nie deel daarin nie, want op hierdie aarde word dogtertjies van 9 maande oud verkrag deur volwasse mans. Jahweh het gesê, ek gaan hom vir julle 'n plek voor te, julle is die bruid, 'n plek in die hemel voor te berei. Wanneer ek klaar, jy sê ek gaan, hy het nie gesê ek gaan hier bly, ek gaan die plek vir julle 'n bietjie renovate en regmaak nie. Ek gaan of julle 'n plek voor te berei in die hemel. Wanneer ek klaar is, kom ek julle haal, dat julle, dis my bruid, ook kan wees waar ek is. Waar is Jahweh? Op die aarde. Hy is in die hemel. Hy funksioneer deur ons sielsdimensie in die Ruach HaKodesh. Maar die woord sê, hy sit op die troon aan die regterhand van die Vader, waar hy intree, waar hy ons middelaar is. Hierdie plek is verseker nie op hierdie sondige aarde nie. Die plek wat hy gaan voorberei, is nie op die aarde nie. Dit is in die hemel. En hy is nou daar. Hy, dis Jahweh, het lewend in die hemel opgevaar. Hy het nie hier gebly nie. En dis kom die woord sê, ons bly in tentwonings. Penne word uitgetrek, dat ons kan gaan. In 57 jaar se tyd, kon ek nog nooit iemand kry by wie ek kon sit, en volgens die woord vir my die 1000 jaar dogmatiek op die aarde verduidelik nie. Nog nooit nie. En ek het met 'n paar slim manne gesit. Ouens met grade, sulke dik grade, agter hulle name. En die oomblik as hulle begin gesels, en ek vra 'n vraag of 2, 3, dan moet jy hoor hoe humble en stutter, en dit klink soos 'n Ford-kar op 'n wintersoggend wat jy moet stoot. Par, 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 par. Hy kan nie start nie. So hakkel hulle. En naderhand dan is hulle haastig. Sonder om te kon verduidelik. Op een of ander stadium tydens so 'n gesprek, skiet die persoon gewoonlik homself in die voet of in die hand. Daar bestaan nie so 'n Bybelse aardse 1000 jaar van vrede nie. Wys my in, nee, maar die konings gaan vir hulle geskenke bring. Jy weet, hulle gaan al die goed uit, die skrifte uit, Jesaja en Jeremia uit, wat dit reeds gebeur het, in die tyd van Israel. Wat dit reeds gebeur het, nou wil hulle dit inpas op 'n 1000 jaar aardse vrede, en jy gaan 100 geslagte, sondelose kinders van 100 jaar oud gebore word. Maar kinders word sondeloos gebore, dis die ironie van dit. Daar bestaan nie so 'n Bybel aardse 1000 jaar van vrede nie. As u dink u die antwoord, skakel my ook. 0722 367 124. Sê my, waar kry jy jou teologie? Uit wat is skrifte uit? Uit wat is skrifte uit? In die volgende afdeling sal ons weer net kortliks na hierdie siele onder die altaar gaan kyk. Want ons het dit reeds al volledig behandel en hanteer. Maar het is nodig dat ons na dit gaan kyk. Want hulle speel die grootste rol in die 1000 jaar vrederyk.
Maar die vrederyk is nie op hierdie aarde nie. Die 1000 jaar vrederyk is nie eers in die hemelse, op die nuwe aarde nie. Daar is nie 1000 jaar vrederyk daar nie. Want as die 1000 jaar vrederyk op die nuwe aarde moet wees, dan gaan die duiwel daar ook losgelaat word, want dan is hy daar ook. Jy sien, op die nuwe aarde. Dis 'n metafoor. Dis 'n metafoor. Die Bybel sê in die hemel is nie sonde nie. Daar's nie dood nie. Nou op hierdie nuwe aarde, dit gaan vir 1000 jaar, vir 10 geslagte van 100 jaar, gaan sondelose kinders gebore word. So daai kind gaan gebore word en op 'n ouderdom van 100 jaar gaan hy sterf. Op hierdie nuwe aarde is daar nie dood nie. Maak dit vir jou sin? Daar's nie dood nie, daar's nie honger nie, daar's nie siekte nie, daar's vrede. Dis 'n metafoor. En op hierdie nuwe aarde gaan daar 'n hemelse Jerusalem wees. Openbaring 21. Vir wie? Vir Israel. Ek het niks met die tabernakel en met fondasies van die stam van Juda, van Jakob se 12 seuns en die fondasies en die fondamente en goed. Dit het niks met my te doen nie. Dit het met Israel te doen. So die ouens werk nie met die geestelike nuwe aarde nie, maar hulle funksioneer met hierdie aarde wat ons op bly. Totaal demoniese, okkultiese teologie. En weet jy wat ons hang, die mense hang soos uitgehongerde wesens om te luister na snert. Op die internet. As die mense net die woord bietjie geken het. Self die skrif effens geondersoek het, dan sou jy gesien het, dit klop nie. Dit rym net nie. Alright. Die siele onder die altaar, vers 4. Siele onder die altaar. Hier is nou Openbaring 20 vers 4. Skryf, Openbaring 20 vers 4. Onthou nou die ouens het die 1000 jaar aardse ryk. Die 105 dae, daar's 3,5 jaar, wat die ouens gemerk is, hoer en moer, koop en verkoop. Die 105 dae wat veronderstel is om die 1000 jaar voor te stel, want die Bybel sê een dag is by Jaffa soos 1000 jaar en 1000 jaar soos een dag. En dan het ons die volgende 3,5 jaar, waar die duiwel losgelaat word, om die Gog van Magog by mekaar te maak vir die slag van Armagedon. Maar die 1000 jaar, wat die duiwel op die aarde gebind is, speel eintlik sy rol in die hemel af. Want daai 1000 jaar het niks, daar's nie een skrif wat sê dit iets te doen met goeie mense op die aarde nie. Hierdie 1000 jaar gaan ons vind, is die beloning van die ouens in Openbaring 6 vers 9, wat sy koppe afgesny was. Omdat hulle nie die merk op die regterhand en voorkop geneem het nie. Wederkoms, bruid is weg. Nou kom die Bybel, hy sê daar in Openbaring 6 op vers 9, op grond van hulle getuienis, dat hulle Jafashua aangeneem het, en die woord van Jaffa, die Bybel wat hulle het, nie deur die leiding van die Ruach nie, die Heilige Gees nie, op grond van my eie belydenis. Ek meen, die wederkoms het plaasgevind. Pastoor Rika is weg. U is weg. Nou weet ek daar's 'n hemel. Ek weet daar's 'n Elohim. Ek weet daar's 'n ewigheid. Wat doen ek? Ek wil nie nou die merk vat nie. Al hoe ek nou dit gaan maak, want ek het die genade bloed van Jafashua vertrap, is om my lewe te koop met my eie bloed. Hulle gaan my kop afsny. En glo my, die moslems het nogal 'n manier om dit te doen, né? Daar rol sy koppie. Hulle gaan hulle lewe koop met hulle eie bloed. En dan gaan ek, my koppie is afgesny, my siel gaan nie in die bruidskamer in nie. My siel gaan onder die troon wag van Jaffa. Tot die 1000 jaar aanbreek in die hemel. Dis 'n tyd van beloning
vir die ouens wat die ewige lewe met hulle eie bloed gekoop het. Kom ons lees. Verskoon my. Hy sê in ek Johannes, Openbaring 20 vers 4, ek Johannes, het trone gesien, en hulle, naamlik die bruid van Jafashua, het daarop gaan sit, en aan hulle, naamlik die bruid van Jafashua, is die oordeel gegee. Die bruid wat weggetrek is, by Openbaring 3 vers 22, ons gaan op die regbank sit, as die jury. Dis wat die Bybel sê. Ek lees vir jou wat in die Bybel staan, dis nie my teologie nie, ek lees net vir jou wat in die Bybel staan. En ek, Johannes, het trone gesien, en hulle, naamlik die bruid van Jafashua, wat reeds in 'n verheerlikte liggaam in die hemel is, het daarop gaan sit, en aan hulle, naamlik die bruid, is die oordeel gegee. Nou sê hy, en ek, dis Johannes, het die siele gesien van die of hulle, wat onthoof is oor die getuienis van Jafashua en die woord van Jaffa. En die wie die dier, naamlik die Rooms-Katholieke paus, en sy beeld nie aanbid het nie. Hierdie is die siele onder die altaar van Jaffa. Nou is hulle in die hemel, volgens Openbaring 6 vers 9, alhoewel Jaffa se troon is in die hemel. En die merk op hulle voorhoofde en regterhand nie ontvang het nie. Nou kyk wat sê hy nou. As jy hierdie nie glo nie, vat 'n swart pen en krap dit uit jou Bybel uit. En kyk my vingers, net hulle het geleef as konings regeer, saam met Jafashua die 1000 jaar lank. Die tyd wat die duiwel op die aarde gebind is, was soos 1000 jaar. Maar in die hemel is dit 1000 jaar. Maar een dag is by Jaffa soos 1000 jaar, en 1000 jaar soos een dag. So die ouens wat sy siele, wat sy koppe afgesny is, Openbaring 6 vers 9, hulle gaan nou saam met Jaffa regeer, of Jafashua regeer in die hemel, net vir 1000 jaar. Weet jy wat? Die bruid. Ons regeer nie net vir 1000 jaar nie. Ons regeer as koningsseers en priesters van Jaffa vir ewig as sy bruid. Ons het reeds op die aarde, terwyl ons nou leef, die autoriteit as 'n koningsseun en priester. Maar my tyd wat ek gaan regeer, is in die hemel vir ewig. As bruid gaan ons hoër gestel wees, as die serafs, die 24 ouderlinge, die 4 heilige wesens, as Michael, as Gabriel. Hoekom? Want ons is gekoop uit elke nasie, stam en volk, deur die genadebloed van Jafashua. Hy sê, en hulle het geleef, en as konings geregeer. Hulle het nie as konings, seuns en priesters regeer nie. Hulle het koningskap ontvang, om vir 1000 jaar saam met Jafashua te regeer. Net 1000 jaar, wat eintlik 105 dae is. Die bruid regeer nie net vir 105 dae, of 1000 jaar nie. Die bruid regeer vir ewig en altyd. U weet reeds dat hierdie siele onder die altaar van Jaffa nie van die mense is wie geglo dat hulle eers deur die groot verdrukking moet gaan, en dan tydens die groot verdrukking gered word, deurdat hulle gedood word van die naam en saak van Jesus Christus nie. Die post-tribulation ouens sê, dis hulle daai. Dis nie hulle daai nie. Sê my, die post-tribulation ouens, hoe ver is julle in die 7 jaar en 105 dae groot verdrukking, voor julle doodgemaak word? 'n maand? 'n jaar? 6 jaar? 7 jaar? Want is 7 jaar en 105 dae, die groot verdrukking, hoor. Volgens die Bybel. Kerk het vir ons geleer 7 jaar. 7 jaar en 105 dae, wat kan nie tel nie. Daniël 12 vers 11 en Daniël 12 vers 12. Dis daar.
So op watter stadium is u nou doodgemaak wat glo aan die post-tribulation? Na 'n maand, 6 maande, 'n jaar, 5 jaar? Ek vra, 6 jaar, 7 jaar? Dan gewag jou siel onder die altaar wanneer hulle jou doodmaak. Hoe het jy gekom tot waar jy is? Gelewe, want jy kan nie koop of verkoop hê. Jy kan nie brandstof in jou kar sit nie. Jy kan nêrens kos kry nie. Hoe het jy gesurvive? Jy sien, dis drogredes wat in die kerke ingevoer is. Ons moet suiwer die woord lees. Hierdie het niks met mense te doen wat glo in die post-tribulation nie. En dan gaan Jesus kom in Openbaring 19 vers 11 op die wit perd. Dan kom die post-tribulation ouens al. Regtig? So net 1/3 van julle post-tribulation ouens gaan dan hemel toe. Want my Bybel sê dis vir die 1/3 van Israel. En die ander 2/3 van julle het julle ook by hel toe gegaan. Jy sien, dis 'n drogrede. Dis nie eens 'n ordentlike godsdienstige dogmatiek nie. Want hulle gryp 'n stukkie hier en hulle gryp 'n stukkie daar. Hulle praat 'n bietjie en hulle praat 'n bietjie daar. So ek wil net hierdie gedeelte klaarmaak. Jy weet reeds dat hierdie siele onder die altaar van Jaffa nie die mense is wie glo dat hulle deur die groot verdrukking gaan nie, maar tydens die groot verdrukking gered sal word deurdat hulle gedood is vir die naam en saak van Jahweh, dis nie hulle nie. Hierdie tweede groep siele in vers 4 is net hulle wie nie die merk op hulle regterhand en voorkop geneem het nie. En toe is hulle gedood, en omdat hulle in hulle siele oortuig geword het, dat daar werklike lewe, ewige lewe, en 'n lewende Elohim is, hulle het onder die altaar gaan wag, en nou word hulle beloon, om vir 1000 jaar, saam met Jahweh te regeer. Van die Bybel, Openbaring 20, vers 4, gaan lees dit, oor en oor. Openbaring 6 vers 9. Gaan lees dit. Dit het niks te doen met post-tribulation ouens nie. Dit het te doen met die ouens wie se koppe afgesny was, omdat hulle nie die merk op die voorkop gevat het en die regterhand nie. Nou ja, die tyd is ons weer gevang. Tot volgende week as Jaffa lewe en gesondheid spaar. Lees die Bybel. Lees die woord. Bid dat Jaffa jou oop oopmaak. Kry die boek, die 2 sleutels tot die boek van Openbaring. Of as die Engels beter is, the 2 keys to the book of Revelation. Tot volgende keer, Maranatha as Jaffa wil. Halleluja, Jahweh kom weer, laat dit so wees.